Hemelse Vader, dankie vir u teenwoordigheid in ons lewens. Here, u woord sê vir ons, u sal ons nooit verlaat. U sal ons in der ewigheid nooit verlaat nie. En ons dankie Here dat u altyd teenwoordig is by ons deur die kosbare Heilige Gees. Hemelse Vader, waar ons vanaand na die woorde kyk van Jesus oor spesifiek die Heilige Gees, maak ons harte oop en ontvanklik. Maak ons geeste gewillig om te leer. Ons eer u naam Vader vir u woord, u teenwoordigheid en u groot liefde. Ek bid dit in Jesus se heilige naam. Amen. Okay. Nou ouens, julle gaan vanaand asseblief saam met my moet praat, want anders weet ek nie hoe gaan ons Bybelstudie hê vanaand nie. So ons trek by Johannes 16. Dit is nou, ons is al van Johannes 13 af besig met die aand voordat Jesus gekruisig is. So dis nou die 4de hoofstuk al van Johannes wat ons lees van hierdie diskurs van Jesus wat geen ander van die evangelies bevat nie. So kom ons begin en ons lees die eerste paar verse van die hoofstuk. Net 'n oombliekie. Daar sy. Oom Marius, tannie Andri, goeienaand, welkom. Goeienaand. Goeienaand aan almal. Goeienaand. Daar sy. Goeienaand. Oom Marius, tannie Andri, ek het nou net vir die ander mense gesê, ek het nie soveel tyd gehad om hierdie Bybelstudie voor te berei soos wat ek wil nie, so julle kennis en julle wysheid gaan vanaand handig te pas kom. Ja, ons lewer net insette. Ja, maar okay. Goed, so kom ons begin by vers 1. Dis maar net beskeie mening. Daar sê, dis bitter kosbaar. Okay, vers 1. Hierdie dinge het ek vir julle gesê sodat julle nie mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie en my ook nie ken nie. Maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, nie as nie, wanneer die uur kom, julle kan onthou dat ek dit gesê het. Maar ek het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. En nou gaan ek na hom wat my gestuur het, en niemand van julle vra my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle harte vervul. Maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Net 'n oombliekie. Goeienaand Marius. Ek is hier, baie dankie. Okay, ekskuus, ek sien ons het 'n net 'n oomblik. Daar sê, ekskuus, kom ons mute net gou almal se mikrofone. Daar sê. Okay, alright. Ons was by vers 7. Maar ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is.
Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Ons gaan nou net eers tot by hierdie stukkie lees en ouens, ek dink ons moet vanaand eintlik amper 'n vers vir vers bespreking hê oor hierdie dinge. En ek kom ons begin by vers 2. Jesus sê vir die disippels, hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ons het vroeër daarvan gelees dat die fariseërs en die skrifgeleerdes gesê het, enigiemand wat Jesus as die Messias erken, sal uit die sinagoge verban word. Maar wat beteken daai ding van om uit die sinagoge geban te word? Het julle bietjie kennis daaroor? Nico, ek lees nou hier in Engels, they will put you out of the synagogues, uit die sinagoges. Met ander woorde, dit is eintlik, waar jy ook al gaan aanbid, sal hulle teen jou opstaan en hulle sal julle verwyder uit die Jood, wel in sinagoge is eintlik maar die Joodse sinagoge, is nie waar nie. Dis reg. So in daai geval sal dit nou wees uit die sinagoges, maar ek dink is ook seker in die Nuwe Testamentiese, jy weet, die nie-Joodse of die Christelike bedeling, waar dit ook sal gebeur, jy weet. As jy staan vir Christus, sal jy ook uit die kerke uit verban, en wel sekere kerke, nou nie al die kerke nie, maar dit sal ook van toepassing wees daar. Kyk, vir 'n ding vir 'n persoon om uit die sinagoge geban te word, beteken nie net jy mag nie sinagoge kom nie, dit beteken jy word afgesny van die volk van die Joodse volk af. Dis 'n verskriklike ding gewees in die dag om uit die sinagoge geban te word, want jy verloor jou status as 'n Jood. En jy weet, by die menslike persepsie daarvan, jou deelagtigheid aan die belofte, wat daar vir die Jode nog was op daai stadium seker. Of wat hulle gedink het hulle het. Dis nie 'n ding soos wat ons in, jy weet, ons Afrikaanse mense kerk, jy gaan onder sensuur nie. Dis baie erger. Ja, want volgens, ek het nou die dag gelees, die Sanhedrin het bestaan uit, jy weet, die hoë rangorde van Jode, rabbyne en ook families, jy weet, en mense in die omgewing. So dit is 'n absoluut verteenwoordigende, ek dink is 71 lede in die Sanhedrin. Ek is nou nie seker wat die verskil is tussen 'n sinagoge en 'n Sanhedrin nie, maar ek dink dit is maar seker net 'n subkomponent van die Sanhedrin, jy weet. Ja, kyk, die Sanhedrin was die raad, soos die synode gewees seker, as ek die uitdrukking kan gebruik. En al die sinagoges het gerapporteer aan die synode, en hy het seker sy opsiener gehad, elke sinagoge het seker sy opsiener op die Sanhedrin gehad, baie soos ons moderne kerkstruktuur ook seker daaruit sien in party denominasies. So dit is eintlik maar 'n kerk, soos wat ons dit verstaan. Dis reg. Om te aanbid, die Jode om te aanbid. Nie elke sinagoge maak soos wat hy wil maak. Die Sanhedrin was eintlik 'n raad. Dis reg, ja. Okay. Met beide politieke en kerk of geestelike mag en sosiale mag daarbey gesê. Okay. Ek kyk byvoorbeeld in Google wat sê dit is a Jewish house of worship, assembly and study serving as the central community center for religious life.
Dis die sinagoge, nie die Ja, Sanhedrin nie. dis reg. As hy. Okay, kan ons aanbeweeg na vers 3 toe? En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie en my ook nie. Vers 4. O nee. Kom ons gaan, daar's 'n belangrike ding in vers 2. Ja, daar kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. Kom ons kyk na Paulus. Hy het gedink dat dit wat hy doen om die Christene te vervolg reg is. So ek moet seker sê Saulus, nie Paulus nie. Ouens, hoeveel vervolging van Christene vind plaas deur ander gelowe in die wêreld? Veral kom ons praat veral van die moslems en hulle dink hulle doen 'n diens aan hulle God. Jy weet, en net soos wat die Christene seker ook die moslems vervolg het in die middeleeue en in die tyd van die kruistogte, hulle het geglo dis 'n diens aan God. Ja. En ek wil weer hierso die ding uitlig oor die verskil tussen religion, godsdiens, en 'n verhouding met God. Dit Ja, is 'n absoluut. dit is 'n bitter belangrike verskil, want religion sê jy beter glo wat ek glo en jy moet teen enige koste van my standpunt oortuig word. En dis religion, dis godsdiens. So godsdienstige mense sal Christene vervolg en hulle dink hulle bewys aan God 'n diens. En gelukkig of ongelukkig is dit ook Christene wat Christene vervolg. Ek weet nie of dit 'n verregaande stelling is nie, maar Ja. dis 'n realiteit. Christene vervolg ander Christene en dink hulle bewys 'n diens aan God. Ja. Ja, ek wil net ietsie vertel van 'n predikant wat twee moslems ontmoet het by geleentheid. En hy het hulle gevra hy vir hulle, hy sê vir my, het julle al kontak gemaak met God, met julle God? Sê wat sê antwoord maar wat bedoel jy kontak? Hy sê want as ek elke dag met my God praat, maak ek kontak met hom. Daar is 'n koneksie met my God. Dis hulle nie, hulle het glad nie, hulle weet glad nie. Hulle bid 5 maal 'n dag as moslems, maar hulle maak glad nie kontak met hulle God nie. Daar's nie 'n koneksie nie. Presies. So en ek dink dit onderskei die Christelike geloof, die ware Christelike geloof van ander godsdienste, is dat ons kan kontak maak of 'n koneksie maak met God self. Ken God deur Jesus Christus. Rudy, ek het gesien jy is ook hierso, baie welkom Boeta. Steek maar jou, as jy iets moet sê, chip net in asseblief Boeta. Ek weet nie of ek jou hand gaan sien nie. Dit gaan vir almal, hoor. Nie so ordentlik wees om hande op te steek nie. Chip net in. Okay, so as ons aangaan na vers 4 toe, dan sê hy, maar hierdie dinge het ek vir julle gesê sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou dat ek julle dit gesê het. Maar ek het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. Nou, ek wil hê julle moet oplet dat skielik hier in die begin van hierdie hoofstuk, in die vorige hoofstukke het Jesus gepraat van mooi dinge en liefde en vertroosting. En hier begin Jesus nou praat van vervolging. Ja, Jesus het voorheen met die ouens gepraat oor vervolging, maar hier is die eerste keer wat hy dit in die bergrede of op ander plekke sê Jesus, geseënd is jy wanneer jy vervolg word ter wille van my naam.
Maar hier gaan Jesus in detail in daaroor en hy sê vir die disipels, so dis nie dat hy nie van die begin af eerlik was daaroor nie, maar hier begin Jesus nou en hy gaan in particulars in daarvan. En hy het nie voorheen met hulle gepraat, sê hy met hulle daaroor gepraat nie, omdat hy saam met hulle was. Jesus is die een wat die vervolging ervaar het tot op hede. Nie die disipels nie, stem julle saam met my? Ja. Dis van hierdie punt af wat die disipels begin vervolging ervaar het. Okay, vers 5. En nou gaan ek na hom wat my gestuur het en niemand van julle vra my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle harte vervul, maar ek sê julle die waarheid. Okay, kom ons pause gou daar. Die disipels het vroeër vir Jesus gevra waarheen gaan hy. Onthou julle dit? Ja. So, hier's 'n bietjie 'n kontras hier aan die gang. Maar ek wil julle moet ook oplet. Die disipels is hoeveel van die disipels se droefheid gaan oor hulle situasie en nie oor Jesus se situasie nie. Ek bedoel ons het reg terug baie gepraat oor Judas Iskariot. Okay? Hierdie ouens het dalk moontlik met die gedagte gesit van ek gaan die uitdrukking gebruik. Hulle tot op hierdie punt dink ek het hulle gedink hulle ry die glory lorry. Jy weet, hier is die Messias en ons gaan die koorgroep wees van die koninkryk wat hy gaan stig. En Judas, toe Judas, Jahwe Marius. En dit sal so vir altyd aangaan. En die surprise is, dit gaan nie so vir altyd aan nie. So, ekskuus Nico vir die onderbreking. Ja. En Judas Iskariot, toe hy gesien het, dis nie hoe dit gaan wees nie, het net vroeër in hierdie selfde aand gegaan en Jesus gaan verraai vir 30 sikkel silwer. Ja. Sodat hy darm iets kan kry vir die 3 jaar wat hy agter Jesus aangeloop het. Ja, het hom net daar gedrop. Net daar. Okay. Goed. Maar nou gaan Jesus aan en hy sê, ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Ja, en dit is binne in die individu self, né? Presies. Elke persoon sal dit ervaar. Hoeveel? Ja. Kan ek gaan dis dalk so 'n bietjie van 'n retoriese vraag wat ek maak. Maar enige een wat hierdie hoor, sou jy tot bekering gekom het as die Heilige Gees jou nie daarvan oortuig het dat jy 'n redder nodig het nie? Ek kan vir jou ek kan met 'n persoon die evangelie deel. Ek kan vir hom sê, jy weet, Paulus skryf dit in ek dink dit is in Romeine 3, daar is want elkeen het gesondig en kom kort aan die glorie van God. Ek kan vir hom sê dis hoe jy gered word, maar ek kan die woorde met hom spreek, maar dit is die Heilige Gees wat daai oortuiging by hom bring. Absoluut, ja. En stem saam. Dit is absoluut essensieel dat mens gaan moet sit en besef dat geen evangelisasie, geen uitreik, geen bediening kan slaag as die Heilige Gees nie daarin aktief is nie. Absoluut. Heeltemal. Ja, want die Heilige Gees is op die aarde nou en hy is ons helper. Jy weet, en hy leer en lei ons in alle waarheid en hy oortuig ons van sonde, geregtigheid en oordeel.
Nou ja, jy weet, dit is, dit is, daar's geen ander godsdiens wat hierdie wonderlike voorreg het. Jy weet, want toe Jesus gegaan het, het hy gesê, dit is eintlik nie goed dat ek gaan nie, maar as ek gaan, dan sal ek julle my helper stuur. So hy los ons nie alleen nie. Hy het nie vir Judas of liewer vir die ander disippels het hy alleen gelos nie. En ook nie vir ons nie. Ons is nie verlore nie. Weeskinders nie. Ons is nie weeskinders nie. Daar is hy. Presies. Ja, Presies. en wat 'n wonderlike voorreg, jy weet. Ons ervaar dit tot vandag toe nog. Ja. Ouens, die Heilige Gees is seker die mins verstaande en mins gewaardeerde deel of aspek van God se karakter. Ken ons regtig die Heilige Gees? Ek gaan 'n snaakse stelling maak. Maar Heilige Gees is een van die 3 persone van God. En ja, ons aanbid die Vader. Ja, ons aanbid die Seun, maar aanbid ons ooit die Heilige Gees? Jy sien ons ons lewe daagliks eintlik saam met die Heilige Gees. Want die Gees van God het in ons harte ingekom en hy het in ons harte kom vestig, né? En soos wat ons daagliks groei in die Here, is dit asof jy weet ons minder word en God word al meer. Jy weet hy word al meer en sy Gees word al sterker in ons. Jy weet in Efesiërs praat hy van die innerlike mens, the inner man. Ja. Wat jy weet en presies, jy weet wat jy sê, ek sal graag eintlik wil net 'n bietjie daar stil staan. Gaan lees gerus Efesiërs 3. En Efesiërs 3 wys dit vir jou spesifiek uit oor die mystiekheid of die misterie van die godheid. En ek dink dis een van die misteries wat ek dink dit is. Jy weet, God op sigself is 'n misterie. Die verlossingsplan van God deur Jesus Christus is ook 'n misterie. Jy weet, en so ek dink ek die Heilige Gees. Dit is ons verstaan nie die goed eintlik nie. Want ons kan dit nie eintlik verstaan nie. Dit is net wanneer dis hoër graad. Dit is hoër graad. Dit is ons jy weet dit wanneer die Here ons wederbaar, dan begin ons om hierdie goed te verstaan. En ons begin groei en ons begin leef in hom. Maar jy weet ons kyk in 'n spieël en eendag sal ons al die antwoorde kry. Maar nou op hierdie aarde, ons sit met hierdie sigbare en onsigbare wêreld en al wat ons kan doen is net om te sê, Here, ek aanvaar jou Heilige Gees. Ek aanvaar God, ek aanvaar jou Seun. Dit is 'n geloofsaksie, jy weet. En maar wat 'n wonderlike ervaring, want hy het ons nie alleen gelos nie. Die Helper is by ons en met ons en in ons en voor ons en oral. God is oral, want hy is teenwoordig en wat die wonderlike ding is om eintlik daagliks ook met die Heilige Gees te praat. Jy weet, ek kan praat met die Heilige met God die Vader. Grootliks praat 'n mens met jou hemelse Vader. Maar as jy begin ook in die dag en jy wandel, dan kan jy net sê, o Heilige Gees, dankie. Dankie vir u teenwoordigheid in my lewe. Ek nooi jou uit in my lewe. Word meer, help my dat ek minder word. En so bou jy daai verhouding op. Dis eintlik met die Heilige Gees wat ons die verhouding opbou. Want dit is God in 'n persoon. Dis ons interface. Dis ons onmiddellike interface, as ek daai woord kan gebruik. Ja, dis 'n mooi woord. Ja, want as ek ietsie kan sê ook hier, hy sê in 14, Johannes 14 vers 26, die Heilige Gees, ek gee vir julle, en ek gee vir julle die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur. Hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. Nou maar dan ja, ekskuus, maak gaan aan dan nie ekskuus. Dan by die Heilige Gees. Dit is my so treffend. Was vir my treffend toe ek dit lees. Saam met die Heilige Gees gee hy vrede.
Ons sit in hierdie oorlog en as die ouens wat saam met ou Hitler in die konsentrasiekamp ingegaan was, wat vrede gehad het. En die Here sê hier, my vrede laat ek julle na. My vrede gee ek julle. Nou ek het 'n bietjie gaan kyk na dit. Die vrede kom tot by hoofstuk Johannes 20, 6 keer voor, waar Jesus dit aanhou sê, my vrede gee ek vir julle. En dan sê Jesus het gekom en gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, sy hande en sy voete vir sy sy vir hulle gewys, en hulle was verheug toe hulle sien dis Jesus. En Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. So, vrede gaan vir my saam met die Heilige Gees. Absoluut, ja. Van die twee toe hy sê, ek gaan weg, ek los julle nie alleen nie, ek gee julle die Parakleet, die Heilige Gees, Dis reg. en die vrede. Dan 'n ander ding wat ek ook graag wil sê is, mense verkondig baie snert in die naam van die Heilige Gees. Jy weet, Ja. die Heilige Gees, jy weet in die Here, die verskillende vertalings sê verskillende dinge, maar die Bybel sê vir ons daar's een ding wat die Here ons nie sal vergewe nie, en party vertalings sê om te laster teen die Heilige Gees, en party ander vertalings sê om die Heilige Gees te bedroef. Ja. En dis wat met ou Saul gebeur het. Okay. Kon jy sien. Maar ek bedoel, selfs in die moderne tye, jy weet, ouens, en ek is bietjie krities hier teen die ultra-charismatiese ouens. Jy weet, ek bedoel, 'n klomp jaar gelede was daar die Toronto Blessing gewees. Dit was snert wat mense aangevang het en dit aan die Heilige Gees toegeskryf het. Ja, jy weet, ek kan die tannie het eintlik nie uitsprake teenoor sulke goed nie, want ek, jy weet, ons is baie versigtig wanneer ons by sulke dinge kom. Want ek wil nie die Heilige Gees bedroef nie, indien dit dalk die Heilige Gees ook kan wees. So ek laat dit, en ek sê vir daai as hulle so aangaan, doen hulle ding, ek het nie 'n probleem nie. Verstaan Gaan aan. Ek verstaan dit net nie, dat my gees, ek het nog nie 'n koneksie, ek het nog nie vrede daarmee nie, jy weet, ek het dit nog nie ervaar nie, ek het dit nog nie, so ek kan dit nie beoordeel nie, jy weet, en jy weet, en daarom is ek geneig om maar net stil te wees in sulke situasies, laat dit net verbygaan. Want, jy weet, Nico, jy weet, ons is tipies maar mens, ons het so maklike uitsprake oor goed. Ja, ons is baie judgmental. Jy weet, ek het nou die afgelope week het ek geluister en het ek veral na internasionale predikant wat nou al so vir 50 jaar, wat nou internasionale prediker is, evangelis is. En weet jy, as jy een van die grootste krisisse, en ek verwys nie na jou nie, ek verwys na ons almal in die algemeen, is dat Christene verskriklik judgmental is teenoor ander. Ons sit mense so maklik in 'n boksie. Dis nommer 1. En nommer 2, ons praat sleg van ander mense. Jy weet, ons het nou al baie gepraat oor die woorde wat ons spreek. Maar jy weet, en ek weet jy, ons spreek eintlik negatiewe woorde uit teenoor onsself. Jy weet, ek kan dit nie doen nie. Nee, ek sien nie nou daarvoor kans nie. Ek weet nie of ek moet dit om dit te doen nie. Dis alles woorde wat jy uitspreek teenoor jouself, sodat jy jouself, dis eintlik 'n vloek wat jy eintlik uitspreek teenoor jouself. Ja, dit is daar's 'n klomp skrifgedeeltes wat ek vir jou kan gee oor dit. Maar ons eerstens moet 'n mens so krities wees, so versigtig wees op dit wat 'n mens sê. Sê teenoor jouself, teenoor ander mense
en dan ook teenoor ander kerkgroepe en ook teenoor ander gelowe. En ons is as Christene, jy weet, so maklik geneig om judgmental te wees, veroordelend te wees. En dit kom spesifiek eintlik onder Christene voor. Ons kritiese woorde en ons negatiewe uitsprake en ons veroordeling. En ek dink dis een van die grootste dilemma's wat ons het in vandag se kerke. En dis hoekom daar ook baie probleme is in kerke, vol van uitsprake. Die een sê sommer net, daai ou is so, of hierdie persoon is so, jy weet, en ons, dis eintlik 'n verskriklike hartseer storie dat in die Christelike kerk, ek sal 'n bietjie Perry Stone se boodskap vir julle stuur. Versprei dit gerus. Dit is 'n baie goeie boodskap en dit is treffend. Ek het dit ook vir pastoor gestuur. So hy is ook bewus daarvan. Jy weet, dat 'n mens moet absoluut so versigtig wees wat jy sê. En ek sê nou die dag vir die tannie, jy weet, ek dink ek het nou die dag dit in die huweliksseminar het ek dit genoem. Dat 'n mens moet versigtig wees om kritiese uitsprake te doen. Jy weet, en want dit het 'n impak op ander mense se lewens. Jy weet, in die sielkunde is dit so dat jou selfbeeld word gevorm deur dit wat ander mense van jou sê. Die selfbeeld van 'n mens. So as jou ma en pa van jou die hele tyd sê jy's lelik, dan gaan jy 'n selfbeeld hê wat van jy is lelik. Jy weet, en dit is 'n negatiewe en 'n negatiewe uitspraak wat 'n ouer teenoor sy kind gee. Jy weet, of hy sê nee, ag, jy's sommer dom, jy weet nie wat jy doen nie. Jy weet, sulke goeders, ons het goed aangeleer en wat ons eintlik selfvernietigend. Of ek doen 'n uitspraak van ek is siek, ek voel nou nie goed nie. Jy spreek eintlik 'n negatiewe uitspraak teenoor jouself. Jy werk teen genesing in jou liggaam te. Jy weet, so jy weet, ek het die afgelope 'n paar dae het ek hieroor nagedink en ek besef dat ons moet so versigtig wees as Christene oor wat ons sê. En ons vir onsself en wat ons vir ons familie sê en ook in kerke, jy weet. So die geskinderry in kerke. O, hemel, ek kan vir jou sê, hy noem dit spesifiek. Dis destruktief en dit is vernietigend. Baie. So, okay. Ek wil net gou hier 'n stukkie ook sê. Dit is net vinnig oor die tong. Hierdie deel in Efesiërs 4 vanaf vers 29. Mense moet dit eintlik neerskryf. Die nuwe vertaling sê dit so mooi. Jy mag nie 'n enkele afbrekende woord uit jou mond laat kom nie. Afbrekende woord. Maar eerder 'n woord wat goed is vir die noodsaaklike opbou, sodat dit tot voordeel mag bring vir diegene wat dit hoor, en bedroef nie die Heilige Gees nie. So, afbrekende woord, baie sleg. Bedroef ook die Heilige Gees. Ja. Wat jy nou presies van gepraat het, Nico. So dit is 'n mens met maar pas op vir woorde en veroordeling, jy weet. Ja. Ja. Okay, nou gaan ek iets challenge wat oom gesê het. Okay. Nou ja, dis waar. Ek weet ons Christene is baie, of kinders van God is baie keer geneig om te oordeel. Maar dis een van die dinge wat die Heilige Gees doen, is hy oortuig ons van geregtigheid en van oordeel. Ja. Dis korrek, dis waarheid. Maar dis jou innerlike self, dit is van jouself. Jou persoonlike verhouding met God. Dit is nie 'n uitspraak ten opsigte van die wat daar buite is nie. Dit is nou maar weet jy, wat het ons gesien? Iemand het een keer vir my gesê van 'n dame wat sy skud op kop sit, dan vol haar sulke goue blinkers uit haar hare en dan bid sy so vir die mense. Toe sê ek, waar staan dit in die Bybel? En nou dieselfde monitor rondhou. Waar staan dit in die Bybel? Ja. Jy weet, waarmee moet jy dit oordeel? Net met die Bybel. Ja. So jy soek dit daar, en as jy dit nie daar kry nie, dan sê jy,
Ons los dit op ys. En Anike, dis 'n verskriklike belangrike ding wat die tannie nou hierso noem. Mhm. Dit moet alles in terme van die woord van God beoordeel. So elke saak moet 'n mens meet, want Mhm. dit beteken, jy weet, die Bybel is 'n kanonieke geskrif. Nou die woord kanoniek beteken gesagdraand Mhm. en ook 'n meetstok. Dis 'n meetstok. Met ander woorde, jy vat die Bybel en jy meet dit aan elke situasie, of elke situasie word gemeet in terme van die woord van God. So dit is die woord. Hy is die standaard, hy is die norm waarmee ons meet. Mm, mm. Op 'n ander plek sê Johannes vir ons ook, 1 Johannes 4 vers 1 sê hy ook vir ons, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef Ja. of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Absoluut. Nou, sover ek kan onthou is daar 3 toetse wat hy daar noem. Vers 2. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, Dis 1. hy is punt nommer 1. Elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is nie uit God nie. En dit is die gees van die anti-kris waarvan julle gehoor het, en hy is nou al, Rudy, in die wêreld. Ons het gisterand daaroor gepraat. Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is groter as in die wêreld is. Kom ons kyk net, vers 5 sê hulle is uit die wêreld, daarom praat hulle uit die wêreld en die wêreld luister na hulle. Okay, ons is uit God, hy wat God ken luister na ons. Hy luister wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Okay, kom ons kyk net. Oom Marius praat van 3 kriteria. 3 toetse, ja. 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 Ek het dit nog ek het dit nog in die 80er jare aan Bybelkunde gestudeer aan die universiteit. Daai tyd. So dit is daar 3 toetse en jy kan dit maar net lees, weet. Ja. 1 Johannes, ja. Ja, vers 15 sê elkeen wat bely dat Jesus die seun van God is, God bly in hom en hy bly in God. Okay. Ja, sal bietjie verder kyk daarna op 'n stadium, maar dis baie belangrik. Ondersoek elke gees. Okay. So waar was ons? Okay, kom ons gaan aan na vers 13 toe. Maar wanneer hy gekom het, die gees van waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Tannie Andri, ek wil net terug gaan na wat Tannie gesê het, wat Tannie vroeër aangehaal het uit Johannes 14 uit. Van die Heilige Gees wat ons sal herinner aan wat Jesus gesê het. Hierdie hele diskurs wat ons het, waar ons nou in die afgelope paar weke mee besig is die bewys daarvan, dat wat Jesus gesê het waar is. Johannes se evangelie is meer as 90 jaar, of meer as, was in omtrent 90 na Christus. So dis omtrent 60 jaar nadat Jesus gekruisig is Johannes se evangelie eers geskryf. En let op in hoeveel detail skryf Johannes hierdie diskurs. Die ander evangelies bevat dit nie. Ja. Dit is absoluut 'n bewys daarvan dat die Heilige Gees ons herinner aan wat Jesus gesê het. Ja, dit is wonderlik. Ek bedoel die ander evangelies is omtrent geskryf 60, 65 na Christus. Hierdie een is 25 na 30 jaar na dit. En hy het hierdie detail oor hierdie diskurs in. Okay. Kom ons vat net weer met vers 4 met 13, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Profesie, waar is dit vandag?
Dis 'n gawe van die Heilige Gees wat bietjie dood gegaan het, dink julle nie? Dis Ja. my ervaring. Ja, is reg. En Ek profesie gaan kry daar in daai kerke, daai groot massa kerke in Pretoria. Dit Okay. gaan met jou goed gaan, jy net geld vir die kerk. Ja, grap maar net. Nee, dis 'n goeie, dis goed, dis goed. Maar weet julle wat ek dink die afgelope tyd weer baie oor profesie. Die Bybel sê vir ons God sal niks laat gebeur voor hy dit nie aan ons bekend maak nie. Okay. Ja, Openbaring. Openbaring, jy weet selfs hierdie klein profete in die einde van die Ou Testament wat ons so ignoreer. My magties oudjies, ons doen dit we do it at our own peril. Ons ignoreer daai klein profete en dis baie gevaarlik. Ja. Daar's belangrike dinge daar. Maar wat Paulus praat ook in Korintiërs, 1 Korintiërs 12, 13 en 11 en 12 praat Paulus baie oor tale en hy praat baie oor profesie. En hy sê tale is vir mense wat nie glo nie, maar profesie is tot stigting van die liggaam van Christus. En profesie is nie net om die toekoms te verkondig nie, of die wat in die verre toekoms gebeur of al die dinge nie. Jy weet, ek dink die Here het klaar gepraat daaroor, maar 'n profeet is ook 'n ou wat opstaan en sê so sê die Here. Ja, dis korrek. My oordeel gaan kom op hierdie ding, dis verkeerd. So profesie is nie net om te verklaar nie. Ek dink moderne mense verwar profesie met waarsêery. Ja, voorspelling tipe. Ja. Ja. Okay. Vers 14 en 15, hy sal my verheerlik omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig, en alles wat die Vader het is myne. Daarom het ek gesê dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Okay, kom ons gaan aan met die res van die hoofstuk. Want hier begin die disipel, hier kom nou 'n ander komponent van die gesprek en dit beweeg nou weer bietjie weg van die Heilige Gees af. Maar Jesus sê vir die disippels, 'n klein tydjie en julle sal my nie sien nie, en weer 'n klein tydjie en julle sal my sien, omdat ek na die Vader gaan. Sommige van sy disippels het toe onder mekaar gevra, wat is dit wat hy vir ons sê? 'n Klein tydjie en julle sien my nie, en weer 'n klein tydjie en julle sal my sien, en ek gaan na die Vader. Hulle het dan gevra, wat is dit wat hy sê 'n klein tydjie? Ons weet nie wat hy sê nie. En Jesus het gemerk dat hulle hom wou vra, en hy sê vir hulle, ondervra julle mekaar daaroor dat ek gesê het 'n klein tydjie en julle sal my nie sien nie, en weer 'n klein tydjie en julle sal my sien. So ja, ek sukkel om die disippels te verstaan hierso, want ons het die voordeel hier van 2000 jaar is opgetekende. So dis vir my, maar ek weet nie, dit voel net vir my of die disippels hier dom is. Ek is jammer. Nee, ek verstaan wat jy bedoel. Jy weet ek dink wat hulle geplaat, hulle is onseker en hulle weet nie, en daar was ook 'n komponent van vrees by hulle gewees. Ja. Jy weet, daar is so 'n kombinasie van dinge daar. Voorwaar, ek sê vir julle sal ween en rou bedryf, maar die wêreld sal bly wees. En die wêreld was bly toe Jesus gekruisig is. En julle sal bedroef wees, maar julle droefheid sal in blydskap verander. Ja. Wanneer hy weer opstaan. 'n Vrou het droefheid wanneer sy baar omdat haar uur gekom het, maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan haar benoudheid nie, om die blydskap van dat 'n mens in die wêreld ingebore is. Nou
Ek sit vanmiddag en ek dink aan 'n ding. Ek dink ek is redelik uniek onder elkeen wat hier is vanaand. Absoluut. In die sin daarvan dat ek nog nooit teenwoordig was by die geboorte van 'n kind nie. Net my eie geboorte. Dis die enigste een waarvoor ek teenwoordig was. So ek weet nie wat is daardie gevoel van die droefheid en die barensnood, beide vir die mamma en ek dink vir die pappa ook. Maar hoe daardie omskakeling van daardie barensnood en daardie angstigheid en daai vrees en pyn en smart na hierdie vreugde oor die kind wat gebore is. Die dames Ja. moet miskien van ons bietjie moet vir ons sê eintlik, jy weet. Want hulle deur 'n ervaring gaan wat ons nooit deur ervaar. Ja. Wat het daai een vrou gesê? As jy 'n ou se mond oor sy agterkop trek, dan sal hy weet hoe voel dit as daar baba gebore. Dit is 'n geweldige pyn en dit is glad nie lekker nie. Ek het 3 kinders en jy sê net nooit weer nie. En as jy jouself kon kry, dan is jy so bly oor daai baba. Jy geniet daai baba lank weer vergeet van daai barensnood. David Paulsen oor yes Rudy, ekskuus, ek hoor jou. Net 'n kort ding, jy moet weet ook die verstaan, daai tyd het vrouens dood gegaan van as hulle weet as dit nie goed is nie reg afgegaan het nie. So daai nood was ook daar met die idee dat hulle miskien kan sterf as hulle baar. Nou en Rudy Marius. En net opvolg wat Rudy gesê het is, jy weet die statistieke is so ook dat die mortaliteitssyfer onder babas was ook hoog. Jy weet, en ons kry dit tot vandag toe in die wêreld waar daar in gebiede is waar daar nie mediese versorging is nie. Jy weet, vind ons dit dat die statistieke, jy weet in die ou dae, hier in die 16de, 17de en 18de eeu het ouers so iets soos 9 of 18 kinders gehad. Dit was groot getalle. En net 2 of 3 het oorleef, jy weet. So dit is 'n feit. Jy weet, so ek wil net aansluit by wat Rudy gesê het. So al daardie vrese gaan deur 'n vrou se gedagtes tydens daardie, saam met die pyn, saam met die situasie en so meer. En die normaliteit van jou baba, né? Ja, ook normaliteit. Jy weet, want die tegnologie in geboorte tydens kraamperiodes of jy weet is geweldig gevorderd vandag. So ons mortaliteitssyfer is baie laag. Baie klein, ja. So ons is baie bevoordeel om vandag dit te hê. Maar daai tyd het hierdie vrese, al hierdie goeters het saam gespeel. Jy weet, hulle het ons net wat was dit? Dit was 'n moeder gewees wat kom help het. 'n vroedvrou. Vrou. Dis die woord wat ek soek. En hulle het kom help, jy weet, en dit was warm water en sulke dinge. Maar daar was nie werklike hospitaal of mediese versorging of wat die geval nog is. So dit was 'n moeilike tyd vir vrouens gewees vroeër jare. Ja. David Paulsen oor hierdie vers sê hy vermoed Jesus was by gewees toe die ander boeties en sissies gebore is. Ja. So jy weet, ek bedoel onthou hy was op daardie stadium die kind is gebore in die kombuis is die sitkamer ook gewees. Ja. So hulle was baie vinniger wys vir die feite van die lewe, as ek dit so kan stel. Hy was die oudste in hierdie area. Ja, Jesus was die oudste van die kinders van die boeties en sissies gewees. Okay. Vers 22. Julle het dan ook nou droefheid, maar as ek sal julle weer sien en julle hart sal bly word en niemand neem julle blydskap van julle weg nie. Wat 'n mooi belofte.
Ja. In daardie dag sal julle my niks vra nie. Voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. En dan Rudy, in die volgende vers, En dan? die volgende vers. Ja. Tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Vra en julle sal ontvang. So Ja. ek kry amper die gevoel julle het niks gevra nie en niks gekry nie. Dis reg. Op 'n ander plek sê die Bybel vir ons, julle het nie want julle vra nie. Dis reg. Ja. Okay. Nou Rudy het 'n ruk terug vir ons op die Bybelstudie, op die met die biduur gepraat oor wat beteken dit wanneer ons sê in die naam van Jesus wanneer ons bid. En ek gaan nou 'n baie sensitiewe ding sê en dis weer eens iets wat 'n spreker my aan laat dink het, maar ek dink dit is nodig dat ons daaroor dink. Wanneer jy iets bid en jy sê in die naam van Jesus, sê jy vir God, dit is so goed, sê jy actually vir God, wat jy vir God sê is, dit is so goed, Jesus vra jou hierdie. Nie net uit die graces van Jesus nie, maar ek wil hê u moet dit beskou asof Jesus self hierdie vir u vra. En die crux of die ding wat ons daarby het, is dan beter ons sorg dat dit wat ons bid reg is. Dit moet nie 'n inkopieslys wees nie. Dit moenie 'n inkopieslys wees nie. Ja, ons en ek bedoel, kom ons kyk na die ons Vader. Wat vra jy vir die Here? Wat is die enigste lyntjie in daardie gebed wat jy bid vir jou behoeftes? Ja, gee vir ons vandag Daaglikse brood. Gee ons daaglikse brood. That's it. Net kos vir die dag. Ja, die ding is, Nico, ons is as Christene ons bevind ons op hierdie aarde en ons het behoeftes. Jy weet, en daardie behoeftes sluit onder andere in voedsel, drank en so meer. Jy weet, en ek dink dit is deel van ons bestaan en ek dink dit vorm ook deel van jou wanneer jy met die Here praat, want jy sekere mense sekere dag een dag het 'n persoon byvoorbeeld glad nie kos nie. Jy raak baie mense wat vanaand nie kos het nie, kinders wat vanaand nie vanaand voedsel in hulle liggaam het nie. En jy weet, ek dink dit is nodig, jy weet, ook om materieel te vra, jy weet, vir jou behoeftes. Maar dis nie eintlik primêr waaroor dit gaan nie. Dit is eintlik half, wat my betref, is dit half sekondêr, jy weet. Ek dink aan mense, daar is soveel, jy weet, as 'n mens bid, is daar soveel goed waarvoor jy kan bid. En maar die Here besef, hy weet ons is mense wat afhanklike wesens is. Jy weet, ons het bepaalde behoeftes en ek dink as 'n mens in sy wil wandel, sal hy vir jou voorsien. Hy sal vir jou, hy sal En ek dink ook die Here waardeer dit regtig wanneer ons praat met hom oor ons behoeftes, jy weet, of die dinge wat vir ons belangrik is. Dis 'n verhouding. Dis daar sy. Dis 'n verhouding. Hoe? Daai ding wat die Bybel vir ons sê, jy weet, wat hy sal sê, gaan weg van my. Ek ken jou. Jy het my dalk geken, maar ek ken jou nie. Ja, ek het baie groot dinge gedoen in u naam, soos duiwels uitgegaan is. Ek het siekes gesond gemaak. Dan sal hy sê, gaan weg, ek ken jou nie. Ja. So, jy weet, want selfs baie van die Jode het ook probeer duiwels uitdryf en jy weet, jy kry al hierdie aktiwiteite, maar aan die einde van die dag, ek ken jou nie. En ek dink dit is waar hoofstuk 17 na toe gaan, jy weet. Ek sien uit nou hoofstuk 17. Ja, ek ook, ek kan omtrent nie wag nie. Dit is werklik 'n
dit is eintlik waaroor dit gaan. Dis daai Dis die en klimaks. Ja, dis ja. ek- Okay. Goed, so kom ons gaan aan gou 26. En daardie dag sal julle in my naam bid. Ek sê vir julle dat ek die Vader aangaande julle sal vra. Ek sê nie vir julle dat ek die Vader aangaande julle sal vra nie, want die Vader self het julle lief. Ek dink dis die eerste keer wat die disippels dalk hierdie ding hoor. Die Vader is lief vir jou. Ja, Ek dink dis die eerste keer wat daai dalk aan die mens gekommunikeer is. Die Vader is lief vir jou. God is lief vir jou. ja. Want so lief het God die wêreld gehad. Ja, die teksvers, né? Ja. Ek het van die Vader uitgegaan en in die wêreld gekom. Weer verlaat ek die wêreld en ek gaan na my Vader. En hier sê die disippels, kyk, nou spreek u ronduit en gebruik geen gelykenis nie. Nou weet ons dat u alles weet en nie nodig het dat iemand u iets vra nie. Daarom glo ons dat u van God uitgegaan het. En Jesus antwoord hulle, is dit so? Ekskuus, ek kan nie daardie wat hy sê glo julle nou. Dis bitter ironies. As jy gaan kyk na die volgende stuk. Jy weet, so wat sê Jesus vir hulle? Glo julle nou? Kyk, die uur het nou gekom dat julle uitmekaar gejaag sal word, elkeen na sy eie toe, en ek my alleen sal laat. Tog is ek nie alleen nie, omdat die Vader met my is. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Dit moet so wees. Jy Dit moet moet so wees. Ja, want hy wat godvrugtig wil lewe, sal vervolg word. As jy nie vervolg word nie, is daar fout. Iewers. Dis baie waar wat Tannie sê. As jy nie verdruk word of ergens weerstand kry nie, dan moet jy weet jy doen iets nie reg nie. Want die duiwel is tevrede met jou. Ja. Maar weet jy Want wat? hy los niemand uit. Weet jy wat jy nou gevra het? Hoekom ons in Jesus se naam bid? Nou, vers 26 hier van 16 sê, op daardie dag sal julle in my naam bid. Daarmee sê ek nie vir julle dat ek tot die Vader vir julle sal bid nie. Want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief het en glo dat ek van God gekom het. So daar sê Jesus eintlik, julle sal in my naam bid. Ja. En hy sal tot die Vader vir ons bid. Dan die in sy naam. Ja. Ander ding wat nou by my opkom hier om weer eens wat dalk belangrik is, veral as jy nou dalk uit 'n Joodse perspektief daarna kyk. Direk by God was een keer 'n jaar een persoon wat met die bloedoffer in die allerheiligste ingegaan het. En hier sê hierdie Jesus vir ons, dit is nie meer so nie, jy het nou 'n direkte roete na die allerheiligste toe. Julle kan dan tot die Vader vir julle. Jy het nie 'n bemiddelaar nodig wat een keer 'n jaar dit kan doen nie. Dis reg. Jy het die voorreg om dit elke dag, elke oomblik te kan doen. Ja, Jesus is elke dag beskikbaar, 'n tree op as advokaat en as jou bemiddelaar elke dag. Absoluut. In elke oomblik. En die Heilige Gees is daar om die hele verhouding te ondersteun. Hy ondersteun dit. Ek wil amper sê te enable eerder as te ondersteun, oom Marius, om dit te bemak. Enable sien regte woord. Ja. Moontlik te maak. Ja, dis 'n mooier beskrywing, enablement. Ekskuus, ek weet nie wat so 'n mooi Afrikaanse woord vir enable nie, te bekragtig.
Daar's Of hy. bemagtig, eintlik nie, ja, bekragtig dink ek is meer korrek, ja. Okay, ouens, nou die volgende studie is die een waarna ek nou al baie lank uitsien. En as ek hom dalk laat oorstaan volgende week, bear with me, want dit beteken ek het hom nog nie soos wat ek hom graag vir julle wil oordra nie. So, bear with me, maar ek sien baie uit. Ek dink dit is die enkel belangrikste Bybelstudie wat ons ooit gaan hê. Maar ek wil graag net by julle hoor, is daar enige van julle kant af oor vanaand se studie wat julle wil byvoeg? Ek wil net hê ons moet hierdie laaste versie 33 ook lees. Het ek hom oorgeslaan ergens op 'n manier? Dit het ek vir julle gesê, sodat julle in my vrede, hier kom ons derde vrede, mag vind. In die wêreld ervaar julle swaar kry. Maar hou moed, ek het reeds die wêreld oorwin. So die swaar kry wat jy kry by die ouens wat die werk, die swaar kry watter geval ook al, gaan julle ervaar. Julle gaan dit in die wêreld kry. Ja. Maar hou moed. Ek het reeds die wêreld oorwin. Met ander woorde, ons weet reeds wie het die oorlog gewen. Ja, ons wen. Ons is die wenners. Ja, reeds gewen. Ja. Ons is die wenners in Christus. Ons die wenners. Ja. Ja, wat 'n voorreg. Alright. Rudy, mag ek vir jou vra of jy van ons sal afsluit vanaand, Boeta? Okay. Reg. Kom ons bid saam. Ons God en Vader, dankie vir die dag, Here. Dankie vir nog 'n dag. Nog 'n aand wat aangebreek het, Here, so ons kan rus, Here. Nog 'n dag wat ons geleentheid gehad het om U naam te verkondig, Here, deur ons werke wat ons doen en die lig wat ons laat skyn deur en nie met 'n maatemmer toe hou nie, Here. Dankie, Here, dat ons dag suksesvol was. Vader, dankie dat alles gebeur ten goeie vir die wat hom liefhet, Here. Here, gaan saam met ons vanaand, dat ons 'n goeie nag rus kry. Ons lekker slaap en vars is vir môre, dat ons môre die dag weer kan aanpak met volle moed en met volle vors. Dankie, Here, vir U liefde en U genade oor ons lewens. Vergewe asseblief ons sondes. Amen. Amen. Mag dit met elkeen baie goed gaan tot ons mekaar weer sien. Ja, dankie vir Vrede vir julle. Vrede vir julle. Ja, Seën en shalom. vrede. Daar sê. Bye bye. Bye. Bye.